het die Here op my hart gelê, ons gaan vanaand nagmaal hou. En julle sal hoor hoekom, want vanaand moet ek met julle praat oor die bloed. En dis 'n onderwerp waaroor daar nie meer baie gepraat word nie, is die bloed van Christus. Ons hoor baie boodskappe daaroor en ons sien dit, maar ons verstaan nie die diepte rondom die boodskap van die bloed nie. En toe ek nou begin sit en ek dink nou, Here, wat wil jy moet ek sê? Vat die Here my na 'n paar dinge toe, en die Here wys my 'n paar goeters oor die bloed, wat ek graag met julle wil deel. Maar ek wil grootliks vanaand, wil ek met julle gesels, oor die bruilof van Kana. Nou, ek wil hê as julle Bybels by julle het, blaai gou saam met my in Johannes toe, die boek van Johannes toe. Ons gaan van daar af vertrek vanaand, en ons gaan hom so deurwerk. En nou, kom ek gaan vir u sê, hierdie is sekerlik een van die grootste kontroversiële gedeeltes in die woord van die Here, en waarop daar baie argumente is, en baie stories aangedra word, en vanaand gaan ek nie jou spaar nie. Ek praat van, as jy hier vanaand wil sit, met 'n snaakse konsep in jou gedagtes, en 'n snaakse idee, wil ek hê jy moet dit vanaand afbreek, jy moet luister wat die Gees van die Here wil sê. Amen. So ek is hier om jou te condemn nie, maar ek wil hê, die Heilige Gees, glo ek, het 'n rede hoekom ek vanaand hierdie boodskap moes bring. Prys die naam van die Here. En ek wil vanaand met julle praat oor Jesus verander die water in wyn op die bruilof van Kana. En daar's baie argumente vandag in die wêreld, en ek het die laaste ruk het ek baie daarmee te doen gekry, waar mense die argument het, maar ek sal drink en ek sal wyn drink, want Jesus het water in wyn verander. En Jesus het wyn gedrink, so ek mag ook wyn drink. En daar's predikante, julle weet nou van die storie van die predikante op daai een bazaar wat drank aan hulle gemeentes verkoop het, ensovoorts. En ek gaan nie vanaand oor drank preek nie, maar ek wil dit sommer in die kiem smoor van die begin af, want julle gaan vanaand sien hoe hierdie gedeelte gaan ek nou lekker in diepte ingaan. En ek gaan vir jou vanaand wys dat daai leerstelling en daai idee wat mense het, is 'n idee uit die put van die hel en kom uit die mond van Satan uit, en dit kom nie uit die mond van God uit nie. Want ek gaan vir julle vanaand wys, en as jy die krag van die bloed verstaan, en as jy die boodskap van die bloed verstaan, dan gaan jy presies verstaan wat hierso gebeur. Maar kom ons vertrek en ons gaan kyk 'n bietjie na die bruilof van Kana. Johannes hoofstuk 2, en ons gaan daar lees vanaf vers 1. En op die derde dag, nou let op die terminologie, onderstreep veel daai woord die derde dag. En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, ekskuus, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Nou dit is plus minus 100 liter in 'n drom. So daar was kanne, en elke kan het omtrent plus minus 100 liter water gehou. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hofdienaar die water proef wat wyn geword het, het hy nie geweet wat daar vandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. En nou hierdie moet jy vir onderstreep, hierdie eerste van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Nou daai 2 gedeeltes wat ek vir jou wil wys, is eerstens die derde dag, en dan ook, hy het sy heerlikheid geopenbaar. Nou goed, kom ons gesels gou 'n bietjie oor die bruilof van Kana, en dan gaan julle nou beter verstaan wat het hier gebeur. Nou volgens die reinigingsgebruike van die Jode, het daar 6 klipkanne gestaan. Nou dit is daai sulke groot vate gewees, waarin hulle water gegooi het. Nou die Jode het sandale gedra, en as julle Israel ken, Israel is droog, en is stowwerig, en daar is nog nie teerpaaie en TPA en al die ouens nie, wat die paaie geteer het, en road maintenance en hierdie goed nie. Ek meen, daai tyd was daar ook nie biodiesel fuel gewees, en unleaded petrol, en elektriese motors, en al die goeders nie. Daai tyd het hulle met donkiekarre gery, en hulle het met sandale geloop. Nou wat dink jy wat gebeur as jy met sandale loop in 'n grondpad, en 'n donkie was daar voor jou gewees? Wat gebeur gewoonlik? Jy trap in 'n landmyn. So jou voete is vuil.
En oral waar hulle geloop het, die stof gaar op, want hulle het ver geloop, ver distansies geloop. En daarom was die klipkanne daar, as reinigingsgebruik, en wat hulle moes gedoen het, is voordat hulle gaan sit het, dan het hulle eers gewas, hulle hande gewas, hulle voete gewas. So daai water in daai kanne was vrot. Kan jy vir jouself dink hoe daai kanne, daai water in daai kanne geruik? Kan jy vir jouself dink hoe daai kanne en daai water in daai kanne gelyk? Kan jy dit vir jouself indink? Dink vir jouself as jy by 'n troue kom, daar staan 600 liter water. 600 liter water. Wat vrot is. Kan jy imagine? En hier kom Jesus en hy laat hulle daai goed drink. Huh? Dis 'n bietjie wild, hè? Wie van julle sal staan vir daai een? Maar daai water is vrot. Nou as ons gaan kyk na Jesus, onthou nou wat sê daai laaste vers wat ons gelees het, en hy het sy heerlikheid geopenbaar. Hy het gesê hierdie eerste een van sy tekens. Nou dit is die belangrikste ding. Kom ek gaan vir jou sê, as ons gaan kyk na Jesus, Jesus het een doel gehad op hierdie aarde. Hy was gebore om gekruisig te word. Hoor mooi. Jesus het een doel gehad waarom hy gebore is. Hy is gebore om gekruisig te word. Hy is gebore om 'n offer te wees vir my en vir jou, vir die mensdom. En hier kom hy, nou en hier openbaar hy eintlik sy bediening, wat hy gehad het. Nou as ons gaan kyk na Bybelse tipologie, nou gaan ek nou vir julle mooi wys. Kom Jesus, en eerstens, ek wil net gou die ding aanspreek van die wyn, kom ek gaan net gou vir julle sê, Jesus het nie alkoholiese wyn gemaak nie. As jy gaan kyk in jou Griekse konkordansies en woorde, dan die woordjie wyn hierso is die woord oinos. Nou die woord oinos en tyros is dieselfde woord. Daar is 3 soorte wyn wat in die Bybel voorkom. Behalwe nou die nuwe wyn waarvan jy praat, die geestelike wyn. Ek praat van wyn wat jy drink. 3 soorte wyn. Eerste is oinos of tyros, dan jayin en shakar. Dis die 3 wat voorkom. Nou die eerste een, oinos en tyros wat Jesus hier gemaak het, was 'n gesuiwerde vorm van druiwesap, waar daarin geen gissingsmateriaal was nie. Dis 'n 100% suiwer druiwesap wat hy hier gemaak het. En ek gaan nou vir julle wys hoe ek dit vir julle gaan bewys. Hy het dit gedoen so. Dit was 100% druiwesap, dit was nie alkoholiese wyn nie. Jayin was die tipe wyn wat gegis was, so wat jy nou sal kry soos jou Fall Cousins en jou wat se wyn kry nog, jou KWV's en daai goeters. Dis gegiste wyn, soos Noag, toe hy dronk geword het hy jayin gedrink. En dan kry jy shakar, wat hulle nou sal noem in ons taal die harde hout. Jy weet. Nou God is absoluut teen drankgebruik wat alkohol is. Reg deur die woord. 'n Kind van God is nie veronderstel om hom vas te hou en besig te hou met alkohol nie. Jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. En mense gebruik hierdie gedeelte in die Bybel om te sê, ja maar Jesus het water en wyn verander. Jy lieg man. Kom ek gaan vir jou wys, hoekom? Kom ons kyk hierdie tipologie wat het Jesus hier gebeur. Onthou nou, wat het hier gebeur? Die eerste van sy tekens. Onthou hy het vir Maria gesê, wat het dit met my te doen? Toe sy vir hom sê, daar is nie meer wyn nie. Sy sê, my tyd het nog nie gekom nie, my uur het nog nie gekom nie. Wat sy uur het Jesus daarvan gepraat? Sy kruisiging. Om te sê, weet jy wat, my uur het nog nie gekom nie. Ek kan nog nie vir hierdie mense betaal nie. Hoor jy die boodskap wat hy vir haar gesê het? Ek kan nog nie vir hulle betaal nie, want my uur het nog nie gekom waarop gekruisig moet word nie. Wat het sy eintlik vir hom probeer sê? Hierdie mense is sondaars, hulle het 'n redding nodig. Nou kom ons gaan kyk na die tipologie wat het hier gebeur. Daai kanne water stel sonde voor. Die mens het sy lewenswandel waarin hy loop, waarin hy vrot en bevlek is van sonde. En hier kom Jesus en in sy eerste wonderwerk wys hy wat is die bediening waarvoor hy gestuur was. En hy wys, hy verander daai vrot water in wyn of skoon druiwesap. Wat was Jesus se bediening? Hy het vir my en vir jou gesterf. Hy het sy bloed gestort sodat ek en jy vry kan kom van sonde. Sodat ek en jy skoon kan kom, sodat ek en jy nuut gemaak kan word. Ons het nou gesing, gone at last. All my sins are gone at last. Dan wil ek nou vir jou sê, as Jesus alkoholiese wyn gemaak het, dan sê jy eintlik Jesus se bloed
was onrein gewees. Want hoor mooi hoekom ek vir jou sê, want sy bloed kom was jou skoon, en reinig jou, en sy bloed moes 100% suiwer gewees het. Geen gissingsmateriaal nie. Gissingsmateriaal vir die Jood is 'n simbool van sonde. Is 'n simbool van sonde. En as Jesus se bloed wat hy, of die wyn wat hy verander het, dan gissingsmateriaal ingehad het, wat het hy dan eintlik vir hulle gesê? My bloed is nie goed genoeg nie. My bloed is vuil. My bloed is vol sonde. Hoe kan hy dan betaal het? En hoe kan hy dan die eerste van sy tekens gedoen het om sy bediening te bevestig, as dit alkoholiese wyn was? Hy kon dit nie doen nie. Dink jy God sal mens word op hierdie aarde en 600 liter drank aan mense op 'n troue gee en sê, hey, gaan bos, bokkie, ek lê jou klokkie. Dis nie God se natuur nie, dis nie God se temperament nie. Nou kom ek gaan wys vir jou hoekom ek sê, wat ek gepraat het van die bloed, want ek wil vanaand praat oor die bloed. Jesus stort elke druppel bloed vir ons versoening. En sy bloed was suiwer. Weet jy hoekom sê ek ook vir jou, nou gaan ek weer teruggaan na die punt, hoekom kan daai wyn nie alkoholiese wyn gewees het nie, want Jesus se bloed was suiwer. Toe Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, het hulle 'n sondige natuur gekry. En elke mens wat gebore was, of gebore geword het na Adam, tot en met vandag toe, word gebore met 'n sondige natuur. Hy het die natuur van Adam in hom. En wat is die natuur van Adam? Om te sondig. Jy sien, en Jesus moes 'n vlekkelose lam geword het. En ons gaan nou 'n bietjie kyk, ons gaan nou na 'n paar teksgedeeltes kyk. Jesus was 'n vlekkelose lam. Hoor mooi, hy moes 'n vlekkelose lam gewees. As jy gaan kyk in die Ou Testament, ook die offers wat gebring was, die lam wat geoffer was, moes 'n vlekkelose lam gewees het. Sy bloed moes onskuldig gewees het. Nou is daar een mens op hierdie aarde wie se bloed onskuldig is. Nie een mens se bloed op hierdie aarde is onskuldig nie. Ons elkeen is ontvang uit die saad van Adam uit. En ons almal word gebore met 'n sondige natuur. Kan jy sien hoekom ons Jesus uit 'n maagd gebore word en hoekom is hy ontvang deur die Heilige Gees? Hy het nie 'n adamitiese pa gehad nie. Hy is ontvang deur die Heilige Gees, sodat sy bloed suiwer kan wees. Sy bloed moes suiwer wees. Hoor wat ek sê? Sy bloed moes suiwer wees. Nou op die bruilof van Kana, as daai water 'n simbool was van die sonde van die mensdom en van die vuilheid van die mensdom. En hy kon verander dit. Dink julle dit kon alkoholiese wyn dan gewees het, wat ek nou net vir jou gesê het, as sy bloed 100% suiwer was, dat daar gissingsmateriaal in was. Want onthou, gissingsmateriaal is die teken van sonde. Dink jy dan daai wyn was gis gewees? Want dit is die bloed van die lam wat die sonde skoon was. En op die bruilof van Kana kom doen hy die eerste wonderwerk. Hoor wat hy sê, hy het sy heerlikheid geopenbaar. Hy kom openbaar wie hy is, waarvoor God hom gestuur het, om die mensdom te red van sonde, om hulle sonde weg te was, om hulle sonde skoon te was. En hy verander die water in wyn, in 100% suiwer, skoon, rein druiwesap. En dis waar die diensknegt gekom en gesê het, maar hoe sit julle nou eers die beste wyn voor? Want dit was 'n hoë kwaliteit. Dit was die beste wat daar was. Nou dink jy, die beste wyn was vrot. Weet jy wat, die mensdom wil alles doen om sy sonde te regverdig, maar daardeur bespot hy en smaat hy die bloed van Christus. Mense, die bloed van Christus is kosbaarder as wat enige een van ons kan besef. Hy was 'n vlekkelose lam. Hy was 'n vlekkelose offer. Hy moes 'n suiwer offer gewees het, sodat hy kon boete doen vir my en vir jou, om ons sonde op hom te neem. Want weet jy wat? Ek kan nie vir 'n ander ou se sonde sterf nie. Ek is reeds een dood verskuldig vir my eie sonde. Daarom moes iemand vir my sterf en 'n offer vir my gee wat rein was, wat nie sonde gehad het nie, wat sy bloed skoon was, wat sy bloed rein was. Want weet jy wat sê die woord van die Here? Die lewe is in die bloed. Hoor mooi, die lewe is in die bloed.
Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie. Daar's 'n paar, ek gaan 'n bietjie teruggaan in die Ou Testament. Wat vir my baie interessant is as ons gaan kyk na die bloed. Bly gaan saam met my na Exodus toe. Nou kom die mense by die nagmaaltafel en dan wil hulle het hulle die broodjie daar en dan het hulle wyn daar. Nagmaalwyn. Nou raak die ouderlinge gewoonlik getrek voor die diens en na die diens op die nagmaalwyn. Wie ken daai episode? Nou kom ek gaan vir jou nou wys dat die wyn op die nagmaaltafel kon nie gesuurde wyn gewees het nie. Dit kon nie gegiste sap gewees het of wyn gewees het nie. Dit moes 100% suiwer druiwesap gewees het. Exodus 23, kom ons lees daar so in vers 18. Let nou mooi, hier kom God en hy gee die wet van die Pasga. Nou wanneer het, stop het gedaan, voordat julle lees, wanneer het Jesus die Pasga, die nagmaal ingestel? Tydens die Pasga. Nou hoor nou hierso tydens die Pasga, vers 18. Jy mag die bloed van my offer, nou hier is die lam se bloed, nie saam met gesuurde brood offer nie. Hoor mooi wat hy sê. Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brood offer nie, want die bloed was suiwer van die lam. Daarom moes die brood gesuiwer wees, ongesuurd. Geen suurdeeg in gehad het nie. Nou wil hy vir my sê, as ons dan nou wyn by die nagmaal gebruik, hoekom moes die brood dan suiwer gewees het, maar die wyn en die bloed, wat die symbool is van die bloed, mag dan gegis wees? Kom aan. Is God teen homself verdeeld? Weet jy wat ek vir jou sê? Jesus het die nagmaal tydens die Pasga ingestel. Die Pasga was 'n tydperk vir die Jood gewees, waar hy homself moes ondersoek. Daar mag nie 'n krieseltjie suurdeeg in huise gewees het nie. Hulle het die huis deurgegaan met 'n kers en 'n veer, en hy huis van hoek en kant deurgevee, en gesoek na suurdeeg. Nou as hulle nie enigstens mag suurdeeg gehad het nie, dink jy hulle mag gesuurde wyn gedrink het? Gegiste wyn gedrink het? Jy sien, die bloed en die wyn is simboliek van mekaar. Die wyn is 'n simbool van Jesus se bloed. Die sap is 'n voorbeeld van Jesus se bloed. Absoluut rein, suiwer, 100%. Geen gissingsmateriaal in nie. Hoekom? Want gissingsmateriaal is 'n teken van sonde. Kom ons kyk dan nog. Net vir interessantheid. Kom ons kyk gou 'n bietjie na Levitikus. Ons kyk 'n bietjie. God gee 'n verbod om bloed te eet. En dit is die enigste wet. Kyk, ek en jy lewe nie meer onder die wet nie. Ek en jy is nie meer onder die wet skuldig nie, want Jesus het ons vrygekoop aan die kruis. Maar daar's 'n wet gegee deur God wat hy gesê het, die enigste wet vir my en vir jou is, ons moet die Here ons God in ons naaste lief hê soos onsself, maar dat hy ook gesê 'n verbod om bloed te eet. Nou hoekom? Ek praat nie van jy eet 'n steak half medium rare nie. Dit is nou nie waarvan ek praat nie. Onthou, dis nie 100% bloed daai nie. Hy praat van jy offer die dier, jy slag die dier. Dis amper so wat hierdie ander mense maak. Hulle slag die dier, hulle vang die bloed op. En hulle maak die bloed gaar of eet die bloed of drink die bloed of nou verstaan jy ook hoekom sataniste bloed drink. Want dit kom teen God se woord. Hulle is teen absoluut alles waarvoor God staan. Hulle staan teen God se woord. En God se woord verbied om bloed te drink, want hy sê die lewe is in die bloed. Net so ook is my en jou lewe, die ewige lewe, wat ek en jy kan beerwe, in die bloed van die lam. Dink jy dan die bloed van die lam is gegis? Dink jy die bloed van die lam is gefermenteer? Nou kyk, ons gaan lees 'n goedjie Levitikus 17. Levitikus hoofstuk 17. Ons gaan net so vinnig deur. Ek gaan net 'n paar teksies vir julle wys waar God verbied om bloed te eet. Reg aan die Ou Testament en aan die Nuwe Testament. Levitikus 17 en ons lees daarso in vers 12. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie. Ook die vreemdeling wat onder julle vertoeg, mag geen bloed eet nie. Hoekom mag hulle nie bloed geëet het nie? Want die bloed was 'n offer vir God. En die lewe, sê hy, is in die bloed. Jy sien, die lewe behoort aan God. En daarom wil ek ook vir jou sê,
kan daai bloed van Christus, en selfs by die nagmaaltafel, kan dit nie vuil bloed wees nie. Want dan beteken dit, hoe kan vuil bloed vir my sonde betaal? Hoor jy wat ek sê? Hoe kan vuil bloed vir my en vir jou sonde betaal? Dit kan nie. Maar van kleintyd is ons groot gemaak met hierdie ding. Ons drink die nagmaalwyn, want Jesus het ook wyn gedrink op die bruilof van Kana. Jy verstaan nie die bloed van Christus nie. Kom ons gaan verder. Kom ons gaan wys vir julle gou 'n bietjie in Handelinge in die Nuwe Testament. Hierso in Handelinge het die apostels bymekaar gekom en hulle het besluit oor die heidene. Handelinge hoofstuk 15. En hierdie is wat van my en van jou op toepassing is. Hierdie is in die Nuwe Testament en hierdie is vir my en van jou nog steeds vandag op toepassing. Handelinge 15 vers 29. Kom ons lees dan vanaf vers 28 om die konteks te kry. Handelinge 15 vanaf vers 28. Want die Heilige Gees het ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge. Dat julle onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. So dit was die opdrag gewees wat die apostels ook vir ons gegee het in die Nuwe Testamentiese kerk. Onthou jou van hoerery, van afgodsoffers. Nou wat is afgodsoffers? Alles wat opgedra word aan afgode. Onthou jou daarvan. En dan van bloed, wat se bloed? Want die lewe lê in die bloed, die bloed behoort aan God. As jy ook gaan lees met Noag in Genesis, net so vir interessantheid. Toe God vir hom gesê het, ek is so 'n bietjie besig om Josefus se geskrewe werk op te lees. Nou, Josefus was 'n Joodse geskiedskrywer gewees, wat aangehang word deur die Jode. En hy het dit vir my so mooi beskryf. As jy gaan lees na die vloed van Noag, beskryf hulle aan die woord van die Here, beskryf dit ook, want hy sê, al die vlees van die diere sal nou vir julle kos wees. Maar dan sê God, wat Josefus ook albei geskryf het, is wat God gesê het, net sy bloed mag jy nie eet nie. En dit is vir my vreeslik interessant, want die lewe is in die bloed, en dit behoort aan God. Net so vir interessantheid. Nou, so wat ek nou gesê het, die mens het 'n sondige bloedlyn, ons is gebore uit Adam uit. En Jesus moes vlekkelose bloed hê. En daarom is hy gebore uit 'n maagd uit. En hy is ontvang deur die Heilige Gees. Hy het nie 'n menslike pa gehad nie. Sy bloed was suiwer. En aan die houtkruis van Golgotha stort hy elke druppel bloed. Weet julle, dit is ook vir my interessant, ek dink nou terug aan Exodus, aan die uittog uit Egipte uit, met die 10 plaag, die laaste plaag, waar God gekom het en hy sê vir Moses hulle, julle moet 'n lammetjie slaag, en julle moet daai bloed vat, en aan die deurposte moet julle dit smeer. Nou hoor nou mooi, en in die Engels sê, when I see the blood, I will pass over you. Hoor mooi, dit is wat Paasfees beteken, Passover. When I see the blood, I will pass over you. Daai dag wanneer God se oordeel gaan ontvlam, daai dag wanneer God se oordeel oor die mensdom gaan kom, when he sees the blood, he'll pass over you. Wanneer God die bloed van sy seun op jou hart se deurkusyn sien, he will pass over you. Wow. Kan jy verstaan hoe kragtig, hoe powerful, hoe kosbaar, hoe heilig, hoe suiwer is die bloed van Christus? Kan jy dit insien? Al wat vir God gaan saak maak, is nie hoeveel geld het jy gegee nie. Is nie hoeveel huise het jy bymekaar gemaak nie. Is nie wat het jy gedoen in hierdie lewe, wie jy is, wie jy nie was nie, wat jy bereik het nie. Al wat vir God gaan saak maak is jy gewas deur die bloed van die lam. Ons het nou daai liedjie gesing, is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos, soos die sneeu so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Die bloed, wil ek vir jou sê, is groter, is meer powerful, is so diep, en die mens wil dit goedkoop maak. Dan kom ons by 'n nagmaaltafel. Dan gooi hulle die Old Brown Sherry, want dit is mos nou Jesus se bloed.
Jy sê Jesus se bloed is 'n dronkaard. Jy sê Jesus se bloed is 'n dwelmmiddel. Is 'n verslawingsmiddel. Ja, boet, alkohol is 'n dwelm, is 'n drug, want jy kan verslaaf raak aan hom. Elke dag word lewens verwoes deur dit. En dan wil jy nog Jesus se bloed daarin kon koppel. So jy wil eintlik sê Jesus verwoes. Hoor jy wat ek sê? Jy wil eintlik sê Jesus verwoes. Dan wil predikante dit kom goed praat, en dan sal hy drank in sy gemeentes drank verkoop. Ek vir jou sê, jy is besig om met God se genade te mors en te speel. Weet jy wat is met die hartseer, as ons gaan kyk in die woord van ons gaan nou 'n paar teksverse lees, maar gaan lees gou saam in Hebreërs. Blaai saam na die boek van Hebreërs toe, in die Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 10. En hierdie vers moet jou laat bewe vanaand. Hierdie vers moet jou, jy wat jou ou drankietjie wil goed praat, jy wat daai dominee wil ondersteun en die predikante wil ondersteun wat drank in gemeentes goed, jy wat alkohol wil goed praat. Onthou wat ek vir jou vanaand gesê het, God gee die simboliek van dit, en dit was nie alkoholies goed nie. Oorals uit die Bybel, in die woord, as jy gelees in Spreuke, dan sê hy daarso, nee, kyk net na die wyn, as dit rooiagtig gly nie. Dan sê hy, op die eind byt dit soos 'n slang en spoeg gif uit soos 'n basilisk. Hy noem drank 'n slang. Hy noem dit Satan spoeg, man. Maar dan wil jy dit gaan goed praat. My hart breek as ek aan hierdie goeders dink. In Habakuk kan sê hy, wee hom wat aan sy naaste drank gee. Wee hom, hoor wat hy sê, wee hom, hy sê, die hemele behoed daai een, wat aan sy naaste drank gee. Ek wil nie vanaand oor drank preek, ek preek vanaand oor die bloed, maar ek wil hierdie ding aanspreek, want mense maak die bloed van Christus goedkoop. Hebreërs hoofstuk 10, en hierdie vers moet jy laat sidder. Kom ons gaan kyk gou vers 28, vanaf vers 28 af en lees ons dit. Hoor nou mooi. Hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, nou hy praat in die tyd van Moses, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. So as iemand in die Ou Testament gekom het, en hy het gesê, hierdie ou het die wet gebreek, het hom gestenig, het hom doodgemaak. Maar kyk, hy sê, hoeveel swaarder straf, dink julle sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Ek weet nie van jou nie, maar as daai vers jou nie nou laat bewe het nie, dan weet ek nie. Hoor wat hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God, hy praat van die Nuwe Testament, vertrap het en die bloed van die testament, wat probeer hy daar sê? Hy wat Jesus se bloed goedkoop gemaak het. Want deur dit te wil vergelyk met sonde, is jy besig om God se bloed en sy testament te smaad. Ouch! Ouch! Maar kyk, hier is nou die goeie nuus. Kom ons gelees, jy gaan net terug na Hebreërs 9 toe. Jy is in Hebreërs hoofstuk 9. Kyk nou hier, so awesome is dit. Hebreërs 9 vanaf vers 13. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees. Hy praat van die offerstelsel in die Ou Testament. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, hoor daar, sonder smet geoffer het. Onderwerk het, sonder smet. Julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Wauw. Mense, hoe kan mense nie hierdie goed raak lees nie? Hoe kan mense nie hierdie ding sien nie? Matteus hoofstuk 26, kom ons lees daar van vers 28. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van sondes. Onthou nou die bruilof van Kana. Wat het Jesus gedoen met daai vuil water? Hy het dit rein gemaak, hy het dit skoon gemaak, hy het dit nuut gemaak, deur sy bloed.
Toe Jesus se bloed stort, toe sê hy, ek was jou skoon. Ek was jou sonde weg. Ek maak jou skoon. Dis waarvoor Jesus elke druppel bloed moes gestort het. Vir my en vir jou. Kom ons gaan verder. Johannes, kom ons gaan na Johannes toe. Ons gaan net so vinnig deur die Nuwe Testament. Daar's baie teksverse, ek gaan nie alles vir julle gee nie. Ons gaan net na 'n paartjies kyk, na Johannes 6. Johannes hoofstuk 6. Ek hoop vanaand se boodskap bless julle sover. Mense, ek preek nie vanaand 'n oordelende preek nie. Ek wil net vir jou wys, breek met die mentaliteit, breek met daai sonde, breek met daai mentaliteit wat mense het om sonde goed te praat, om enige verskoning te kry, net om te regverdig wat jy doen. Want ek wys jou eintlik wat is gevaarlik. Die rede hoekom ek dit vanaand aanspreek is, jy is besig om vir jouself 'n oordeel oor jou te spreek. Kyk wat ek vir jou nou gewys in Hebreërs. Jy is besig deur dit te sê, deur daai argumente goed te praat, spreek jy dood oor jouself. Jy bring 'n oordeel oor jouself. En mense besef dit nie. Hulle besef nie hulle smaak die bloed van Christus nie. Weet jy wat is die ergste, dan kom jy in 'n kerk, halleluja, prys die Here, Sondag maar Saterdag aand is dit sokkiebok, ek lê jou klokkie en dan slinger hy so, jy kan nie met hom praat nie. Maar dan wil hy sê, ja, maar Jesus keer my drankgebruik goed. Want hy het wyn gedrink. Die nagmaal was met wyn ingestel. Jy besef nie die simboliek daarvan nie. En jy's besig om 'n oordeel oor jouself te spreek. Ek waarsku vanaand, ek trap nie uit nie. Weet jy wat, ek trap jou glad nie uit nie. Ek waarsku vanaand, ek wil hierdie ding openlik maak, dat mense dit kan sien, dat hulle besef, hey, ek is besig om eintlik so te sê, op die hel se voorstoep te speel. Jy weet, die mens moet terugbekeer na God toe. En begin besef, jy speel met 'n lewende God. Jy is besig om sy seun, wat hy gestuur het, wat sy lewe vir jou gegee het, wat sy hele prys vir jou betaal het, goedkoop te maak. Kyk as nou waar ons nou, Johannes hoofstuk 6. Kom ons lees daar so in vers 55. Kyk wat sê Jesus. Ons lees daar vanaf vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle. Nou as hy sê voorwaar, dan beteken dit dis die waarheid, dis 'n feit soos 'n feit hierdie. Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Hoor hier. Hy wat my vlees eet en my bloed drink. Nou hy bedoel nie net hierso, jy eet maar die broodjie en nou gaan jy die ewige lewe hê nie. Nee, hy sê daai gaan dieper. Jy wat verstaan wat die bloed beteken, jy wat verstaan wat die liggaam beteken, jy wat dit onderskei, jy wat weet jy het genade nodig, jy weet dis wat hy vir jou in die kruis gedoen het, jy het jouself bekeer en jy besef die waarde van dit. Jy besef die waarde van die evangelie en die waarde van die kruis. Dan sê hy, die ewige lewe, hoekom? Because you are washed by the blood. Deur sy bloed is ons gered. Hy gaan verder. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Kyk wat gebeur, hy sê, wie my vlees eet, met die nagmaal, wie die broodjie eet, en die sap gebruik, hy wat my bloed inneem, wat basies dit deel maak, hy sê, ek bly in hom, want my liggaam en my bloed word deel van jou, dit word deel van jou liggaam, dit word deel van jou, en jy glo in my, jy vertrou my, jy glo die evangelie, jy verstaan dit, jy is in Christus. Wow! Dis awesome. Kom ons gaan verder. Ons gaan na Kolosseë of na Romeine toe, die boek van Romeine. Handelinge Romeine hoofstuk 5. Julle moet vanaand merk vir julle, gaan lees Romeine 5. Kom ek wil sê, as iemand vir my vra wat teksvers in die Bybel is my gunsteling, alles is my gunsteling. Maar as daar 'n teksgedeelte is in die woord van die Here, dit slaat my elke keer head, tails en center, en dit is my teksvers hierdie, my persoonlike teksvers is Romeine 5. Dit is vir my die ongelooflikste boek
Romeine. Ek gaan vir jou sê, as jy Romeine 7, Romeine 6, Romeine 7, Romeine 8, gaan lees dit mense. Gaan swat dit op. Maak dit joune. Maar Romeine 5 staan vir my uit, want hoor wat sê hy hierso. En ons gaan daar so lees vanaf vers 9. Of vanaf vers 8, hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons regverdig is in sy bloed. Hoor wat sê hy? Ons is regverdig in sy bloed. Wat beteken regverdig? Dit beteken, I'm sanctified. I'm justified. Nou, kom ons gaan kyk na die woordjie, justified. It means, if I'm washed by the blood, it's just as if I'd never sinned. I'm justified. Dis groot vir die menslike verstand om dit te verstaan. If I'm washed by the blood, I'm justified. It's just as if I'd never sinned. Dis asof ek nog nooit gesondig het in God se oë nie. Verstaan jy dit? Julle sit hier soos dooie lyke. Lazarus, staan op. Verstaan jy dit? If I'm washed by the blood, it's justified, never sinned. Ek is gejustified voor God, ek is regverdig verklaar voor God. Hy sien my gewas deur die bloed van sy seun. Kan jy verstaan waarom hy sê, dan het ek die ewige lewe? Verstaan jy al die waarde van die bloed? Ja. Dit is awesome. Kom ons gaan nou nog 'n gedeelte toe. Efesiërs 1. Efesiërs 1, en ons gaan daar so lees in vers 7. Hy sê, in hom, in wie? In Jesus Christus, né? In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hoor mooi, deur sy bloed het ons die vergifnis van die misdade. Wat het gebeur op die bruilof van Kana? Wat was die symbool? Wat het hy gesê? Jesus is daar geopenbaar, hy het die eerste van sy tekens. Hy het daar kom wys waarvoor hy gestuur was. Wat het hy daar kom doen? Hy het die vuil sondige water, die veiligheid, het hy verander, hy het dit nuut gemaak, hy het dit skoon gemaak, hy het dit gejustified, hy het dit regverdig gemaak, hy het dit skoon gewas, hy het dit rein gemaak, laat dit die beste was. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. En ek vra weer die vraag, hoe kan dit alkoholiese wyn gewees het? Wat vrot was, wat vol sonde is. Efesiërs 2, kom ons gaan na Efesiërs 2 toe. Vers 13, hy sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, hy praat van die heidene, van ek en jy, hy sê, naby gekom, deur die bloed van Christus. Weet jy wat? Ek en jy is gered uit genade in Jesus Christus, in geloof in Jesus Christus, uit genade uit. Dis hoekom Jesus gesterf het. Israel het die offerstelsel gehad. Julle moet asseblief die DVD's kyk van die wet en genade. Israel het die offerstelsel gehad en dis hoe hulle geregverdig was. Maar toe stuur God sy seun sodat ek en jy geregverdig kan word in die geloof en uit die geloof in Jesus Christus as ons gewas is deur die bloed van die lam. Verstaan jy die krag van die bloed vanaand? Verstaan jy hoe kosbaar geskenk is dit wat God vir jou gegee het? Verstaan jy die waarde van die bloed? Waarom wil die mens die bloed goedkoop maak? Weet jy wat? Genade was verniet, maar wragtig, dit was nie goedkoop nie. Gaan na Kolossense toe. Kom ons gaan lees vanaf vers 19 af. Kolossense 1 vanaf vers 19. Hy sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom, Jesus Christus, die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Kom ons lees even Kolossense, is in die Nuwe Testament, net so eentjie verder aan. Kolossense 1 vanaf vers 19. Hoor mooi wat sê, hy sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis.
Ek sê deur hom die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Verstaan die waarde van die bloed vanaand. En daarom wil ek jou vanaand nooi na die tafel van die Here. Ek wil jou vanaand nooi. En ek wil hê ons moet gaan lees in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs hoofstuk 11. Blaai saam met my. En mag hierdie vanaand vir jou totaal en al 'n nuwe betekenis hê. Mag hierdie gedeelte in die skrif en die woord vanaand vir jou 'n nuwe totale revelation wees uit God se woord uit. Mag jy dit vanaand vir die eerste keer raak lees, soos wat Jesus Christus dit bedoel het, toe hy die nagmaal ingestel het. Nadat ek hierdie vanaand vir julle gesê het, wil ek hê julle moet vanaand hierdie gedeelte lees saam met my. En jy moet dit 'n ander perspektief uit sien, uit Jesus se perspektief uit, na alles wat ek vir jou gesê het. Hoor hy, 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11, ons lees daar vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nou daai brood was ongesuurde brood. Onthou, dit was tydens die Pasga wat hulle dit ingestel het. Was ongesuurde brood. Daai brood het nie suurdeeg in gehad nie. Daai brood was 'n teken van sy liggaam, wat volmaak was, sondeloos was, vlekkeloos was. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Hoor mooi, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Verstaan jy vanaand, wat beteken die bloed? En hy sê, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Wat beteken dit? Dan bevestig ons die kruis, wat hy vir ons gedoen het, en ons bevestig ons geloof, dat die kruis was genoeg, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Onthou wat ons gelees het in Hebreërs, wat hy gesê het, as jy die liggaam van God, die bloed van Christus gesmaad het, as jy dit onrein geag het, as jy dit onwaardig geag het, jy eet en drink 'n oordeel oor jouself. Nou ek wil vanaand vir jou sê, as jy dit al gedoen het uit onkunde uit, die Here sê vir ons in die woord, hy sien die tyd van onkunde oor. Bely dit voor die Here. Sê, Here, ek het dit nie besef nie, ek is jammer. Vergewe my. Weet jy wat? En die bloed reinig jou. Ja, powerful. Powerful. Hy sê dan, maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het al ontslaap. Nou wat bedoel hy daarby? Mense maak die liggaam en die bloed van God goedkoop. Ek wil vir jou sê, mense, dit was nie goedkoop nie. Daarom wil ek jy met jou hart vanaand beoordeel. As jy dink dat die offer van die kruis was 'n goedkoop offer, jy vat dit nie ernstig op nie. Jy besef nie die waarde daarvan nie. Wil ek vir jou sê, bly eerder weg van die tafel af. Maar as jy vanaand besef, wow, sy bloed is kosbaar. Dit is 'n geskenk van God. Ek besef wat het Christus vir my in die kruis gedoen. Wil ek vir jou sê, is die tafel vir jou oop. Maar ek wil ook vir jou sê, nou sit baie mense hier en dink, ja, ek is 'n sondaar, ek het die Here teleurgestel. Ek wil gou vir jou sê, dis juist vir jou waarvoor Jesus gesterf het. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis juist vir jou waarvoor Jesus gesterf het. Dis juist vir jou waarvoor sy bloed gevloei het. Dis juist vir jou wat hy wil restoreer. Geen sonde is te groot en te wat vir Jesus se bloed nie.
Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Niks wat jy doen kan God se prys nie. Hoor mooi. Niks wat jy doen kan God se prys nie. Want Jesus se bloed het 2000 jaar terug al aan 'n kruis gevloei. En hy sê vir ons in Romeine 5, toe ons nog vyande van God was, toe ons nog ver van die Here was, het sy seun vir ons sy bloed gestort. It is done. Sy bloed is gestort. Dis vir jou daar vanaand. Maak nie saak hoe ver jy geval het nie, maak nie saak hoe ver jy van die bandwagon af is nie, maak nie saak hoe vuil jy is nie. Een druppeltjie bloed verander jou hele lewe. En ek het al hierdie getuienis vertel, maar ek wil terwille van die nuwe mense vanaand wil ek graag hierdie getuienis vertel. Eentyd bedien 'n ou predikant, 'n ou pastoor in 'n gemeente. En die dag besluit hy gaan laat die kinders die nagmaal uitdeel aan die mense. En hy roep 'n klein dogtertjie en die dogtertjie vat die sap en die broodjie. En sy stap so deur en daar agter die kerk sit 'n oom. Maar hy lyk heel nors die oomie. En sy kom by die oom en sy sê, oom, wil oom ook nagmaal hê? En hy jak die kind af. Hy sê van, nee, ek kan nie nagmaal gebruik nie, ek soek dit nie. En sy kyk hom so en sy sê, oom, wat is so erg dat Jesus se bloed dit nie eers kan skoon was nie? En ek wil vir jou ook vanaand die vraag vra. Wat is so erg dat Jesus se bloed dit nie kan skoon was nie? As jy kom met berou, as jy sê, Here, ek het 'n redder nodig. As jy vanaand besef, ek het 'n redder nodig. Ek is vanaand afhanklik van die bloed. Wil ek vir jou sê, dis elkeen van ons glo ek. Nie een van ons is uitgesonder nie. Wil ek vir jou sê, die tafel is oop. Die tafel is oop. En ek wil jou nooi vanaand. Kom na die tafel. Kom ons deel aan die bloed van Christus. Kom ons sluit dit eers ons oë en ons bid. Vader, ek sê vir die dankie, Here, dat U vir ons die prys betaal het in die uitkruis van Golgotha. Here, dat U ons skoon gewas het in die bloed. Here, dat U vir ons 'n nuwe lewe gegee het, 'n nuwe testament gegee het. Here, my gebed vanaand is, dat wanneer ons vanaand die nagmaal gebruik, ons opnuut sal besef wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Here, met 'n dankbare hart, ontvang ons daardie geskenk vanaand, Here, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Sy liggaam was verbrysel vir my en vir jou, sodat ek en jy die lewe kan hê, sodat ek en jy genesing kan hê, sodat ek en jy vrymaking kan hê. Dis wat Christus vir jou gedoen het. Hy sê ook na die ete, dat die beker geneem en gesê, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Nou vanaand verstaan jy die boodskap van die bloed. Jy verstaan die krag van die bloed. Wat het Christus se bloed vir ons beteken? En hy sê, wanneer jy dit eet en wanneer jy dit drink, verkondig jy die dood van die Here. En wanneer jy hierdie gebruik, moet jy besef wat die boodskap van die kruis beteken. En ek wil jou vanaand uitnooi, die tafel is oop. Hier bedien ek jou nie in die banke nie. Maak nie saak as jy 'n kind is, daar is 'n storie van aangeneem en voorgestel hierson nie. Die bloed is vir almal. Daar is 'n ouderdomsbeperking op die liggaam en die bloed nie. Nêrens in die Bybel kry ons 'n ouderdomsbeperking vir die liggaam en die bloed van Christus nie. Nêrens in die woord van die Here kry ons eers 'n aangeneem en 'n voorgestelde storie voordat ek eers genade mag gekry het nie. Die woord van die Here sê bekeer jou. Elke van ons het genade nodig. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat as jy van 'n ander kerk is, van 'n ander denominasie is, jy is meer as welkom. Dit gaan nie hier oor 'n kerk nie. Dit gaan hier oor die liggaam en die bloed van Christus. En ek wil jou vanaand nooi, die tafel is oop. Ek wil vanaand 'n uitnodiging maak. Ek gaan jou nie uitroep vorentoe nie, dis 'n saak tussen jou en God. Maar ek gaan vra as ons as gemeente, ek gaan nou die Sondagsgebed bid, waar jy die Here in jou lewe kan innooi vanaand. Jy kan sê, Here, kom in my lewe in. Ek voel dit in my gees om dit vanaand te doen. Ek gaan hierdie gebed bid, ek wil vir julle vra, bid om saam met my, voordat ons die nagmaal gebruik. Geef vanaand jou hart vir die Here. Hy is lief vir jou. Hy het die prys betaal vir jou.
Ek wil vra gemeente bid saam. En as jy vanaand jou hart vir die Here wil gee, bid hierdie volgende gebed uit jou hart uit. Bedoel dit uit jou hart uit. Here Jesus, ek kom vanaand na U toe. Ek besef vanaand, ek is verlore. Ek besef vanaand, ek het U bloed gesmaad. Ek het 'n redder nodig. Here, red my. Here, ek kom vanaand. Ek bely my sondes. Ek breek met die wêreld. Ek laat staan my sonde van vanaand af. Ek kom draai terug na U toe. Ek vra Here, vergewe my. Kom was my skoon met U kosbare bloed. Kom vul my gees met U Heilige Gees. Kom woon in my. Kom maak my skoon. Kom maak my nuut. Gee my 'n nuwe lewe. Ek glo dat U vir my gesterf het aan die kruis. Dat U weer opgestaan het uit die dode. En dat U lewe tot aan alle ewigheid. En dat die bloed in die liggaam van my gebreek en gestort was. Ek bely U vanaand as my redder, my saligmaker, my verlosser. Van vanaand af is ek U kind. En ek maak vandag 'n keuse om U te dien. Kom in my lewe in. Kom maak my nuut. Maak my gees weergebore. Van vanaand af, Here, behoort ek aan U. Ek prys U in Jesus naam. Here, ek dank U ook vir die liggaam en bloed wat vir my gestort is. Wat my vergewe, wat my skoon maak. Dis 'n simbool daarvan. Maar deur die bloed is ek gered. Amen. Here, ek dank U so vir hierdie bloed in hierdie liggaam, Here. Ek dank U so, Here, vir hierdie kosbare geskenk wat my lewe kom nuut maak, Here. Wat my lewe kom draai, Here. Here, ek prys U vir die genade. Ek prys U vir die genade, Here. Dankie dat ek vanaand kon deel hê aan die tafel, Here. Ek besef daardie kosbare geskenk. Ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.